Vader, ons is vanoggend hier by mekaar en ons wil vanoggend hierdie reeks afsluit wat ons noem ons mekaar reeks. Waar ons nog so bietjie gaan, alhoewel die skoolvakansie verby is, net so bietjie 'n heel laaste keertjie saam gaan praat oor hierdie tema. Maar dit is belangrik ook, Here, dat ons vanoggend ons aandag en ons vir U gee en oplet wat U vir ons vanoggend wil leer. Here, ek wil dankie sê dat U vir ons gaan deurdra en dat U dit vir ons ook in ons harte gaan vassluit. Dankie vir U Heilige Gees wat in ons woon. Dan wil ook myself en vir Esteban en vir John wil ek kom bid vanoggend dat U vir elkeen van ons vanoggend minder sal maak en dat U ons sal oorskadu, soos ek vanmôre vroeg al gebid het. Here, ek het nie vanoggend die ability om met myself uit te praat nie. Ek het U Gees vanoggend verskriklik nodig om my te lei, en dit nie net vandag nie, maar elke Sondag, maar vandag bietjie meer as ander Sondag. Ek wil bid dat U vir ons sal deurdra en dat U verheerlik en verhoog sal word in Jesus se naam. Amen. Baie welkom. Julle wonder seker wat het ek alles hier voor my. Ek het 'n assistent nodig om my te kom help vashou. John, would you mind? Dat ons wil wees die Engels en die boere kan saamwerk. John, yes, I just need, ek gaan Afrikaans praat. My airtime gaan oprak nou. Ja, my Engelse airtime is beperk. Okay. John gaan net hier so staan by my en ek wil vir julle gou net iets illustreer. Julle almal weet seker wat is die? Né? As jy dit nie weet wat dit is nie, praat weg. Okay. Alright, so ons het redelik tye al deurgegaan as gesin wat ons bietjie gesukkel het, en dan koop ons so Aquafresh vir al 4 van ons. Zanay kry die rooi, ons spuit hom so uit, dan sny ons hom so. Zanay kry die rooi, Ange kry die blou, en ek en Salome deel aan die wit met mekaar. So, en dan volgende maand dan maak ons dit weer bietjie anders, jy weet, dan kry ek weer bietjie die blou, of wat ook al. Maar, nee, ek wil vir julle vanmôre wys, iets van hierdie tandepasta, en ek wil imagine, dit is wat binne in jou is, en dis wat die Here sê vir ons in die woord, julle moet mekaar lief hê, julle moet mekaar ondersteun, julle moet vir mekaar bid, en al die goeders, daar's oor die 60 verwysings in die Bybel, soos ons al vir julle gesê het, van julle moet mekaar, maar dan is daar so 10 in die Bybel wat sê, julle moenie mekaar, en dis waar ons bietjie vanoggend net gou wil praat, julle moenie mekaar. So, wanneer ons met mekaar praat en met mekaar in verhouding lewe, dan kom daar baie keer goed uit ons uit, wat ons nie eintlik wou gehad het moet uitkom nie. Jou hok word geskit en jy sê baie keer goed wat jy nie moet sê nie, of jy tree op soos jy nie moet optree nie. Louise, ek seker daarvan, julle is besig om gou vir Elsie te verduidelik wat ek hier doen, maar ek probeer so mooi as moontlik te verduidelik wat ek doen. So, wanneer ons met mense praat en ons sê goed wat ons nie moet sê nie, of ons doen goed wat ons nie moet doen nie, dan kom daar goeders uit ons uit, wat ons nie wil hê moet uitkom nie. En dan na die tyd, is jy baie spyt, en ek gaan nie te veel uitspuit nie, want ons moet nog die maand kan tandeborsel. So ek het nou baie van die rooi en die geel uit. Gelukkig is nou, die kinders koop nou hulle eie tandepasta. So Salome, hier's genoeg vir my en jou nog. Maar, as dit uit is dit uit. Is dit nie waar nie? Nou het ek vir John iets leliks gesê, jy weet, dis nie moeilik nie, maar maar ek het nou iets leliks vir die Engelsman gesê, en ek het hom afgejak, of hy het my dalk net 'n mooi vraag gevra of iets, en ek het hom misverstaan. Nou het ek al klaar iets vir hom gesê, of ek jak vir my vrou af, ek het 'n moeilike dag by die werk gehad, en iemand het my omgekrap by die werk, maar nou kom ek by die huis, en tot die hond koes as ek by die huis kom, want hy sien, die baas is nie lekker vandag nie, jy weet, die kat staan sommer so, en kom krommerig maak, en die hare staan regop, en hy sê, want hy wil sê voetsak, maar hy kan nie, maar in elk geval, en jy weet, jy's omgekrap, en jy het 'n klomp goed gesê, jy kry goed uit, jy weet, en iemand vra vir jou, en jy sê, man, los my net uit, of jy jak hulle af, of jy's lelik met hulle, of jy sê baie keer goeders, omdat jy onder stres is, maar as dit uit is dit uit, soos John vir julle gewys het, nou kan ek probeer om dit terug te kry, en ek weet ek het groot opgetoffie, so, nou wil ek die goed terugkry, ek wil nou jammer sê, so nou gaan ek begin, jy weet, ek wil nou die goed terugsit, ag, skus John, ek is jammer,
Skus Salome, skus my kind, of skus my kollega, of skus my wie ook al, maar soos julle kan sien, ek gaan bitter moeilik die goed terugkry. Ek wil net skoon maak. John, do you need some? Of ons kan vir onsself sê, okay, dit was nie so groot fout nie. Ek probeer op alle maniere, probeer ek om hierdie goed wat ek gesê het, wat uit my mond uit gekom het, probeer ek terug te kry. Maar ek en jy besef dat, maak nie saak wat 'n instrument ek gebruik nie, ek kan dit opsuig ook as jy wil, en dit terugsit, maar dan gaan Salome nie wil tandeborsel nie. Of ek kan dalk, hierdie is 'n metode wat ek dalk kan werk. Jy weet, ek kan hom sê, kom ons suig dit terug, en dan, maar dis 'n gemors, om die goed terug te kry. En dan gaan altyd oorbly. Want wat ek gesê het, het ek gesê. En ek kan sê ek is jammer, maar dit maak seer. Ek kan sê ek het dit nie bedoel nie. Maar hoekom het ek dit gesê? En ek weet baie keer dan sê ons goed. Jy weet daai situasie wat jy baie keer in is van ek sê jy sê en ons eskaleer die ding. En nou dan sê ek goed. Jo, is lekker. Nou dan sê ek iets wat bitter seer maak. Ons gaan nou aangaan met die preek en ek wil nou nie binne in die ander ouens se territory inbeweeg nie. Maar ek wil net hê jy moet saam met my, John, thank you so much. Do you want to sip? No, it's okay. Okay. Are you guys okay with toothpaste for the week? Charmaine? Okay. Ek het gedog vir danksegging Sondag gaan ek vir jou gee. Want Charmaine, joh, maar in elk geval, nee. Ek wil hê julle moet hierdie illustrasie verstaan. Onthou, die Bybel sê ook dat ons moenie mekaar, en ons gaan nou met jou praat. Soos ek sê, daar's baie verwysings daarna van moenie goeters aan mekaar doen nie. En ek wil hê maar net dat hierdie illustrasie altyd onthou van as iets eers uit is, om dit terug te kry is bitter moeilik. En ek kan vir iemand sê ek is jammer. Ek kan vir iemand sê ek het dit nie bedoel nie. Maar as dit uit is dit uit en dit vat in jou menswees, dit vat aan jou verbal abuse, is seker die slegste ding wat met jou kan gebeur. As iemand jou fisies slaan, blou kolle word beter. Snye groei toe. Daar bly merke. Maar verbally, as ons mekaar afkraak en mekaar sleg sê, is moeilik om dit terug te vat. So kom ons let hierdie week op as ons enigstens kan om nie mekaar af te breek nie. So John, I want to invite you back. I know you are fix. You must get your steps in. Sorry, ek het op die kansel gemors. Let me just take all my cutlery away. Dankie. I want to kick off this morning with a very important part that I think all of us find apparent in our lives. And one of them is provoking and envy and conceitment. All of us have got something in us that is more prevalent than the other two. And it's quite frightening. And I want to go straight to the reading this morning, Galatians 5, verse 26. It says, let us not become conceited, provoking, and envying of each other. And this brings to me a story about a famous relay team. I don't know if you guys want relay aflos, in Afrikaans. And for years they were never beaten. They were fantastic. Doesn't matter when it's the Olympics, wherever they went, they won. And one day they just started losing. And something had crept into that team. That unity, someone had crept in. And first of all, the one guy said, you know, I'm the fastest in this team, and if it wasn't for me, we wouldn't win. And the guy that was first who takes off first, he thought, yeah, well, I don't actually quite agree with this, so we'll see about that one. And on a really important athletics meeting, as he ran up and he gave it, he also, and this
guy that's number 2 did a somersault and he landed and he got up and he carried on running. And he gave it to the next guy. And this guy was also just as upset because now the guy that he gives the baton to, he gets all the glory. He gets to run through the line, and this photo's been taken of him doing this. And lovely. And yeah, I'm doing my hard work running the backtrack. You see, it wasn't because they didn't have talent. They lost their unity as to operate as a team. Us at Ahava work in God's kingdom. God's kingdom is not a competition. It's a family. It's a body. We should be working together, not against each other. And then I come to my first one I want to bring across is being conceited. See, being conceited means seeking empty glory or vain. It says here, vain praise. That's what conceitment is. And it's so difficult in your life to be able to do something and not get recognition for. See, pride says, notice me. Did you see how good I was? How come you haven't thanked me? That's pride. That's what pride. But then again, humility says, I did this for Jesus. Let Jesus get the glory. Lord, where can I serve you? You see the difference and the contrast between the two. Whereas the one is giving and the other one is taking. Continuously taking. How do we solve this? We should ask ourselves regularly, Jesus, this is for you. Let you get the glory. Am I doing this because I want to be thanked? Or am I doing this because I love the body of Christ? Because I love Jesus Christ? And we've got to start thinking of this as a congregation. The next one is don't provoke. Now, Paul says we mustn't provoke each other. And it's quite easy to provoke each other. I mean, the word means challenging or stirring the pot. Yeah, women can like stirring a pot, huh? Sorry, mamas. But it is. Don't we like stirring the pot? Don't say you don't. Because we all love stirring the pot occasionally. I mean, there's sometimes when we know we're right and we stir. That eventually becomes thick cream. And believe me, your wife, or whoever you're stirring that pot with, doesn't appreciate that cream. And what is it about? It's about pride. It's about criticism. Or it's actually being painfully superior in your critique. And we're all good at that. We're all good because all of us are special, has a speciality in a certain subject or in a certain field. And no one can tell us about it. And we will provoke someone who thinks they know more than we do. Have you ever seen it in a church to provoke someone? We'll criticize something that they say so badly, and you think you're actually doing them a favor. But often, are we doing them a favor? You see, the church is supposed to be a place where we invite people that are damaged to come in. A place where there's healing. Or are we using the church as a battlefield? That the people that are coming damaged or actually leaving and never want to come back to a church because they've been again hurt, criticized. Because they weren't wearing something that was decent. Because their clothes had a hole in.
because they haven't got money, or they speak funny, or they've got a funny twitch. Is it nice? Do we want to hurt our own people that are in the same family as us? Do we seek that? And before we say, no, we wouldn't do something like that, we've got to look at ourselves as introspection. How often do we hurt people by just one little word that means maybe nothing to us, but to them, we're hurting them so deeply that they never want to come back here. And here comes the best one, envy. Now, this word in Afrikaans can mean two things. Banai. Am I right? Banai. Jy kan iemand banai wat iets goeds doen. But Paul's not speaking about that here. He's telling us not to envy something. In Afrikaans, that one word means two things. In English, it means one. If I see someone that does something fantastic, I admire that person. I don't envy him. I admire that person. Envy. And just if you hear that word, envy, it's got a different meaning. It's got a different sound to it. It's really got a cruel sound. I envy. Yo, you got a nice car. I wish I had that car. Yeah, Mario speaks so nicely. And so I can't get to speak like that as well. Oh, look at them. Look at Quit at the door. She's always smiling and happy. Oh, I want that job. Yeah, why can't I be like that? See how easy it is to become envious. Who of you have played sport and you get one guy in the team, guys? You guys are playing rugby and judo and wrestling and that. You get one guy on the team that is so good. Who of you goes, I wish I had that guy's, that style that he does it. Huh? As quick as he ducks around here and there. Isn't that envy? You're wishing for something that is not you. See, God gave us gifts. He gave us all gifts. Why are we envious of someone else's gift? You've got to think, why are you envious? I'll tell you why now you're envious, because you aren't using your gift. Because each gift is special. God has given each one of us a special gift that suits us. That suits your personality. Believe it or not. And the only reason that why we're envying someone else's gift is because his gift doesn't mean that so much work anymore. And look, they're having so much fun doing their gift. And look how happy they are. And envy creeps and whispers in your ear, but you can do it much better. It's frightening, isn't it? And us as a church, what are we here for? We should be walking in the Spirit. See, when we walk in the Spirit, I wrote this down. It says here, in a church, no one seeks empty glory. None of us seek empty glory. It says everyone encourages instead of provoking. So instead of provoking, it starts encouragement. And the last one, everyone rejoices in each other's blessing. All of us have been blessed. Every single one of us have been blessed with a gift. Why aren't we celebrating it? Why aren't we celebrating each other's gift, each other's blessing? I want you to take away this challenge before we say something to someone this week. And I'm one of the biggest ones I'm going to think of, because I just jump to something. If I walk past a bike shop, I'm in. Instead of discussing with my wife, could I buy the bike? No, I'm in. I'm instant. Before I say something, we should start thinking about what we're going to say. We should start thinking how we can accommodate each other.
We should start blessing each other and celebrating each other's gifts. And when we do that, we'll finally be a body in God's kingdom. Thank you. And I'll hand over to Stefan, where he's going to tell us a bit more about wat julle mag nie doen nie. Ek praat vanmôre 'n bietjie met julle oor moenie byt en verskeer nie. En hy sê daarso byt, opeet en verteer. Ek en Marilyn ons was nog altyd mal gewees oor rescue honde. Jy weet, daar's geen hond so precious soos 'n rescue hond nie. En ons het 'n Doberman aangeneem. Nou, Doberman, nie klein, Doberman, en hulle lyk vicious. Maar ek praat van hierdie was seker die liefdesvolste hond op aarde. My broer hulle kom kuier vir ons, en ons was baie lekker, ons het Seaview, hulle kan doen net wat hulle wil, maar my kleinigheid het haar arm gebreek, en sy is in gips. En sy loop verby die hond, en sy slaan hom per ongeluk. Nie aspres nie, per ongeluk. En wat doen hy? Nou, ek weet meeste van julle, sy Doberman het dadelik gebyt, glad nie. Hy het sy tande gewys. En hy het gegrom. Hoekom? Dis 'n waarskuwing. Dit wat jy so pas gedoen het my seer gemaak. Ek hou nie daarvan nie. En toe sy mik om hom weer te slaan, toe wys hy vir haar, my tande kan oopgaan en ek kan byt. Toe skrik sy. Ons doen hopelik soms, en hopelik na my punt vanmôre, dieselfde. Ek hoop julle kan wys vir mense, jy kan byt en jy byt nie dadelik nie, want meerderheid van ons byt eers en dan sê ons jammer. Nee? Ons byt eers en dan sê ons jammer. En ek dink as ons gaan kyk wat sê Galasiërs, ek sien Galasiërs het vandag gewen, en dis Galasiërs 5 vers 14 en 15, en ek kon die twee net nie van mekaar skei nie, bloot oor, want die hele wet word vervul in een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. En ek wil hê julle moet dit onthou, daai kern, liefde, onthou dit. Want kyk wat sê hy hierso in vers 15, hy sê, maar as julle mekaar byt en opeet, pas op, dat julle nie die een deur die ander verteer word nie. Nou in die Nuwe Lewende Vertaling het Paulus het eintlik, hy sê dit eintlik net so bietjie meer, dit is so half 'n stab, hy sê, maar julle byt maklik. Dis ons mens, dis ons as vlees. Ons wil byt. Jy het my seer gemaak, so ek wil terug seer maak. En ek dink dis hoekom ek my Karate Kid vandag vir julle gaan wys. Soos Marius ook gesê het, as jy nou byvoorbeeld 'n slegte dag gehad het. You had a bad day at work. En jy kom by die huis, wie's altyd die eerste om af te trap? Is jou man of jou vrou? En dan loop jou kinders sommer ook deur. En soos wat Marius, ek het dit ook gesê, die hond gaan kruip sommer daar in die hoek weg. Want hy weet jy gaan vir hom ook skop. Hierso, ek weet nie of julle, kan julle die gate sien? Ek het hulle sommer klaar gepriedrol. Julle ken die storie van die ouetjie wat die paat vir die ouetjie gesê, as jy kwaad raak, slaan spykers in, en dan, soos wat jy nie kwaad raak nie, dan kan jy begin uitreik. Nou, ek het dit sommer klaar vir ons gedoen. Want my illustrasie is nie dit nie, ek wil vir julle iets anders wys. As ek, byvoorbeeld vir Marlene sê, liefie, asseblief vergewe my, haar rok lyk nie baie mooi vandag nie, want hy sit te styf. Ek het nie gesê wat julle gehoor het nie, ek het gesê hy sit bietjie styf. Dit was die waspoeier, ja. Die water was te koud. Ek het hierso het ek wood filler. Nee, klein gaatjie, klein skade. Liefie, ek is jammer. Nou wat kan ek doen? 'n Bietjie wood filler vat. Ek kan hom toemaak. Want sy gaan eventually vir my sê, "Sê ek vergewe jou."
Die groter gate vat bietjie langer, bietjie meer woodfiller. Ek gaan nie hulle almal toemaak nie, ek beloof. Die punt is, ek kan om verskoning vra, sy kan my vergewe en ons kan aanbeweeg. Verstaan julle wat ek hierso wys? Maar wat gebeur? As dit wat ek vir haar sê, ontbreek. Woodfiller gaan nie hierdie weer aan mekaar sit nie. Hierdie skade wat ek so pas gedoen het, word nie reggemaak nie. En dis wat Paulus hier bedoel as hy sê, pas op dat julle mekaar nie verteer nie. Die groot probleem kom in by, as ek dit gedoen het, gaan daai persoon my weer vertrou? Gaan daai persoon weer met my kan oopmaak? Nie maklik nie. Ons praat, is interessant, ek en Marius praat so in die week oor spesifiek hierdie punt, en ja, kyk, ek vat nie weg van die persoon wat verbally abused word nie. Ek vat nie weg van die persoon wat aangeval word, of verteer word nie, glad nie. Vat net 'n oomblik en gaan kyk na die persoon wat dit gedoen het, hoekom doen hulle dit? Daar's 'n dieper seer daar. Hulle kort ook hulp. Verstaan julle? En ek wil vir julle wys hierso, Galasiërs 5 vers 22. Hy sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. My konnektasie wat ek nou gemaak, en nou gaan julle verstaan waartoe ek gaan. Want om net iemand vinnig te byt, ek praat van iets te sê wat jy nie moet sê nie. Die langtermyn skade daarvan is die volgende. Kyk, wat se skade gebeur met die vrug van die Gees? Liefde word kritiek. Vreugde raak swaarmoedigheid. Vrede word spanning. Vriendelikheid word hardheid. En sagmoedigheid word aggressie. Die kultuur verander heeltemal. In Galasiërs 5 vers 13 sê hy dien mekaar in liefde. Ons moet mekaar in liefde dien. En die oplossing hiervoor is, die eerste vraag in kritiek, en dis waar ek julle bietjie wil swaai vandag, is nie hoe bewys ek is reg nie. Dit moet wees, hoe kan ek daai persoon bedien? Hoe kan ek my tong byt? Dis moeilik, hoor wat ek vir julle sê, hier is nie 'n maklike punt nie. Hoe kan ek my tong byt? Omdraai en sê, wat het daai persoon eintlik nodig? Hoe kan ek hulle in liefde bedien? Wanneer ons nie byt nie, en hoor mooi, ek gaan dit vir julle mooi sê, wanneer ons nie byt nie, verloor die argument sy krag. Verstaan julle dit? As ek kies om nie terug te byt nie, en ek kies om dit in liefde te doen, argument platgeval. Dan. So luister voordat jy reageer. Vra voordat jy aannames maak. Ons doen dit so maklik. Luister, vra en help, al sit julle vas. Stap in die Gees, Galasiërs 5 vers 16. En ek dink dit pas so mooi aan, ek het nie geweet wat John gaan sê vandag nie. Net soos wat ek nie weet wat Marius gaan sê vandag nie, maar Galasiërs 5 vers 16 sê, laat julle leefstyl eerder deur die Gees bepaal word. Let him do the leading, you just follow. Want dan gaan dit nie meer oor my nie, dit gaan nie oor ek wil byt nie. Dit gaan oor ek wil gehoorsaam wees. Dat ons kan nie liefde vervaardig nie. Dis 'n vrug van die Gees. Soos ons hom nie gaan kans gee om te ly nie. I can't have love. But lewe in oorgawe
Here, wys my vandag hoe ek 'n spieelbeeld kan wees van U teenoor iemand anders. Wanneer ons nader aan Christus lewe, raak ons minder geneig om te buiten te verteer. En hier is my challenge. Ek gaan ook vir julle 'n bietjie van 'n challenge gee vir hierdie week. Ons hou van die challenges. Ek wil hê julle moet, as julle in julleself in 'n situasie bevang, waar jy wil byt. Wil jy met jouself vra, is dit nodig vir my om te wen? Ek doen dit met, veral wanneer ons besig is met couples counseling. Wil jy reg wees? Of wil jy gelukkig getroud wees? So in hierdie ene, wil jy wen? Of wil jy iemand in liefde dien? Vra jouself, doen ek dit in liefde? En dit wat ek nou doen, gaan ek die persoon bou of afbreek? Die oplossing verbuit se eenvoudig. Is nie om 'n beter argumentspunt as die volgende persoon te hê nie, of is die jou partner te hê nie. So wanneer ek ophou begin dink ek moet wen, en begin dink, hoe kan ek hierdie persoon in liefde dien? Verander die atmosfeer by die huis, verander die atmosfeer met jou kinders, verander die atmosfeer met jou geliefde. Do I want to win the battle? Or do I want to win the war? Baie dankie. Julle kan nie sê dat julle nie vanoggend illustrasies kry om julle te help om te onthou nie. Ek moet met jou praat oor die laaste punt wat ons gaan behandel hier in die gemeente, maar dit is daar is tientalle wat ons nie in die reeks gebruik het nie, wat jy 'n Bybelstudie oor kan gaan doen. Dis so maklik nou so daar met die hulpmiddels wat 'n mens het om op jou Bybel-app in te gaan en te gaan search vir moenie mekaar, of julle moet mekaar, of wat ek al, en kyk of wat se verse kom uit. Jy kan selfs George Peter Thomas gebruik, is 'n baie goeie vriend van baie van julle, GPT, George Peter Thomas. Baie mense gebruik hom. Hy het 'n baie goeie vriend in baie huishoudings geword, ek het dit by Ria gesteel, om 'n mens, ek wil 'n bietjie in die lug wandel, om 'n mens te help. Nou, hierdie ene wat ek nou met jou moet bedeel is sekerlik van die moeilikstes, en dit is, moenie mekaar oordeel nie. Nou, die woord is nogal duidelik om te sê, dat ons moenie mekaar oordeel nie. Dis daar's net hom. Daar's 10 verwysings in die Bybel, net oor hierdie ene. 10 verskillendes wat jy kan kry. Ek het vir jou net Romeine 14:18 vanoggend opgesit, wat sê, laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit dit, liewer, om nie die broeder 'n hindernis of struikelblok in die weg te lê nie. Okay, so, en ons almal like hierdie ding van, moenie my judge nie, né? Ons like om vir mekaar te sê, moenie my judge nie, né? En dit niks met om justice te doen nie. Okay, om Jassie, dis 'n mooi naam daai. Maar die vraag is daar balans? Uit watter oogpunt uitkom my oordeel of my, want een van ons punte was gewees 'n paar weke terug, ek dink die eerste Sondag moes ek die punt hanteer het, julle moet mekaar leer en vermaan. En nou voel dit vir jou, Marius, maar in Sondag 1 van hierdie reeks het jy gesê, ons moet mekaar leer en vermaan, maar onthou die grondslag was liefde gewees, wat al hierdie goeders by mekaar hou. En dan nou kom ons by die heel laaste punt van die hele reeks, en ons sê vir mekaar, julle moenie mekaar oordeel nie. Nou voel dit vir jou dalk die twee staan lynreg teenoor mekaar. Dit is 2 verskillende goed. Hierdie ene gaan soontoe en daai ene gaan soontoe. Maar ek wil vandag vir jou, as ek dink aan moenie oordeel nie, is dit nie mag ek iets sê nie. Dis hoe ek dit sê. So die verskil tussen om judgmental te wees, of soos John dit sou sê, judgmental te wees, en hy's Engels,
Ek het nog steeds tandepasta op my hande. Maar in elk geval, ekskuus, fokus. Om te oordeel, kom uit 'n hart uit van, ek dink ek is beter as jy, ek dink ek is hoër as jy, ek dink ek kan jou help, want ek weet beter. Nou, as dit kom by oordeel of judgmental te wees, moet ons, ek dink die beste ding is balans. Daar moet altyd balans wees, en die vraag wat hy nou gevra het van, wil ek 'n pad met jou stap, wil ek 'n verhouding met jou wees, of wil ek net reg wees? Is 'n baie goeie vertrekpunt om uit te vat. Nou, ek pik altyd op dieselfde mense. Shamaine, jy is so goed lyk op kamera, kom, sit gou hierso. Ek wil vir julle vandag iets wys van om te judge. En ek wil vir jou sê, wanneer ek iemand oordeel, hang dit af waar ek sit. So wanneer ek Shamaine judge, kom sit ek in die regterstoel. En ek kyk na haar toe, en ek is die regter. Ek besluit sy is verkeerd. Ek besluit, sy gaan God haar vergewe. Sy het oortree. Sy is verkeerd. Sy moet leer. Ek is die judge. Ek is die een wat besluit oor jou. Ek oorweeg haar motief, en ek sê vir myself, sy het dit verkeerd bedoel. Sy het nie reg gesê nie. Sy het nie reg opgetree nie. En ek is die judge en die jury en alles, en ek verklaar haar verskuldig. So wanneer die Bybel vir ons sê, moenie mekaar oordeel nie. John, can you bring me another chair? Please, not yours. Wanneer ek sê moenie oordeel nie, thank you so much. Wanneer ek sê moenie oordeel nie, hang dit af waar ek gaan sit. So sit ek daar, of sit ek my stoel langs haar, dat sy maar nader aan die kamera is. So met ander woorde, nou gaan dit nie meer, my perspektief is na haar toe, ek oordeel jou, ek besluit oor jou, ek besluit jy is reg en verkeerd, of verkeerd, skus. Maar wanneer ek nie oordeel nie, wanneer ek in liefde iemand approach, verander my denkpatroon, van ek praat met jou, na ek kom skuif langs jou in, en nou judge ek nie meer nie, nou ondersteun ek. Nou staan ek haar by. Nou sien ek dit uit haar perspektief uit. Nou gee ek haar kans om te praat. Nou luister ek wat sy sê. En my hele perspektief verander. En ek dink, dit is, wanneer ons praat oor oordeel, gaan dit oor watter stoel sit ek in? Sit ek in die stoel van judgmental, of sit ek in die stoel van ondersteuning? En ek dink dis die verskil. Hierdie is uit die verkeerde kant uit. Hierdie is uit liefde uit. Julle, ons kan niks van hierdie goeders losmaak van die vrug van die Gees nie. Dankie, Esteban. Ons kan niks van hierdie goed losmaak van liefde nie. Liefde bly vir my. En julle kan vir my sê, Marius, jy slaat net een kitaarsnaar, want Hawa is mos liefde. En jy's oor en oor en oor net liefde. Maar ek sê nou vir jou, wys vir my een plek van generation to revelation, Genesis tot Openbaring, waar daar nie liefde is nie. Okay. Liefde is nog altyd God se plan. Jy kan gaan sit, ek weet jy voel ongemaklik. Ek dink daar is goed wat by julle moet bybly, en soos hy nou gesê het, Galasiërs het vandag gewen, sonder dat ons geweet het. Maar, hoor gou hierso, en jy kan jou naam daar insit by broeders of, en sisters, julle is ingesluit, dames, julle is ingesluit, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reg help met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy nie ook self versoek word nie. Jy sien, as ek in hierdie stoel sit, dan let ek op myself. As ek op hierdie stoel sit, let ek op jou. En julle, dis 'n konsep wat ons kan verstaan, wat eintlik eenvoudig is, want oordeel en herstel werk verskillend. In oordeel sal ek sê, hoe kan ek jou skuldig verklaar? Maar herstel sê,
hoe kan ek jou help? Oordeel sê, jy is verkeerd. Herstel sê, ek wil saam met jou stap. Oordeel sê, ek kyk af op jou. Herstel sê, ek kom kniel langs jou. Julle, en dit verander die perspektief. En ons almal maar doen dit. Ek stem saam, ons almal kom partykeer in verskillende tye, en ek is self skuldig, julle. Ek like partykeer om vinnig in hierdie stoel te gaan sit. Maar mag die Here vir ons genade gee om hierdie stoel te ignoreer en baie vinniger na hierdie stoel toe te skuif. En hierdie is nie 'n aanklagstoel nie. Ons kan nou maak wat ons wil. Ons kan sê hierdie is die skuldige stoel, hierdie is die stoel van oortreding of wat ook al. Maar ek moet pas op dat ek nie altyd in die stoel van judgment sit nie, maar dat ek in die stoel van support sit. En dit maak 'n groot verskil. En as jy ervaar, as ek as leier van hierdie gemeente na jou toe kom en ek praat met jou, en al moet ek kerklike tug toepas, al moet ek, dan doen ek dit nie uit hierdie stoel uit nie. Ek doen dit uit hierdie stoel uit, want ek wil jou beskerm. Ek wil saam met jou op pad stap. Tug of is altyd met die behoud, met die oog op die behoud van die persoon. Nooit andersom nie. Maar wanneer ek hierso sit, ervaar ek baie keer goeters op 'n ander manier. Ja, hulle judge my nou weer lekker, né? Tipies kerkmense, né? Ek gaan nooit weer na hierdie verdomde plek toe kom nie, sorry. Julle dink julle is beter as ek, maar meantime back at the ranch is dit nie die idee nie. En as dit die idee is, dan is ons verkeerd. Dan is ek bereid om te sê ek is jammer. As jy ooit al in hierdie stoel gesit het en jy dink, Hawa familiekerk het jou verkeerd hanteer, dan wil ek verskoning vra dat jy dit so ervaar het. Want dis nie waar ons moet wees nie. Ons moet nie hier wees nie. Ons moet daar wees. God is die judge. Die balk en die splinter kan ons aanhaal. Ons kan Matteus 7 toe gaan en sê, haal eers die balk uit jou eie oog uit en dan die splinter. En die balk en die splinter is nie bedoel om mekaar te kap nie. Dis bedoel om selfbewus te raak van waar sit ek. Sit ek hier of sit ek hier? En weet julle wat, ek het al baie keer gesê, as ek die balk uit my eie oog uithaal, gaan jou splinter my nie eens pla nie. Dink bietjie daaroor. As ek my focus change van hier na daar, maak dit nie saak wat jy gedoen het nie. Dit maak nie saak hoe groot die oortreding is nie. Dit maak nie saak wie en wat jy is nie, maak nie saak wat jou agtergrond is nie, maak nie saak wat nie, daar's niks wat saak maak nie, want ek sit op die regte stoel. Ek is hier om jou te support. Ek is hier om jou vas te hou. En ek gaan die reeks afsluit en ek gaan net sê, hoekom oordeel ons so maklik? Ons en hierdie is 'n introspeksie ding. Want baie keer as ek oordeel, kyk ek na die cover van die boek in plaas van die boek. Partykeer kyk ek na een hoofstuk van jou boek in plaas van jou hele boek. Ek het al vir mense in berading gesê, dan sit ek met berading en die mense praat met my en ek kan hoor daar's eina, daar's seer, daar's allerlei dinge en dan vat ek baie keer my liniaal en dan vat ek my pen se punt en dan sit ek my pen se punt so op die liniaal op 'n spesifieke plek. Dan sê ek vir hulle, dit wat jy my nou vertel het van jou hele lewensverhaal, het ek hierdie koppie speld pen se punt. Is 'n kennis oor jou as mens. Die res weet ek niks van nie. Ek weet nie van jou verlede nie. Ek weet dalk van die goedjies van jou verlede. Maar ek ken jou nie. So wie's ek? Wie's ek om op hierdie stoel te sit? Jy is besig om 'n battle te fight. Jy's besig om deur iets verskrikliks te gaan. Ek gaan jou nie judge nie, maar ek vra vir jou. As jy ver oggend hierso sit en jy voel dalk, Marius, ek sit in baie gevalle, ek sit in hierdie stoel. Ek sit in hierdie stoel. Ek is nie perfek nie. Ek maak baie droog. Maar jy ken my nie. Jy weet nie wie ek is nie. Maar wanneer jy hier kom sit, kan jy my leer ken. Kan jy tyd met my spandeer. En ek en jy saam kan tot by oplossing kom,
waar God vir ons die genade gee. Ons judge want ons sien 'n fout, God sien pyn. Ons sien die mense oortreding, God sien die versoeking wat oor daai persoon se pad gekom het. Ons kyk na die persoon en ons dink dinge, maar God sien 'n stryd, God sien trane, God sien potensiaal. Het jy al aan gedink? Wanneer ek na jou kyk, deur God se oë, sien ek potensiaal. Want God sien potensiaal. Daai vrou wat in oorspel betrap is, Jesus het nie doekies omgedraai nie. Hy het nie vir haar gesê, ag is okay, ag weet jy wat, nou hou aan met wat jy doen nie, dis okay nie. Weet jy die mooiste mooi is, hy het vir haar die waarheid gegee. Maar hy het vir haar genade gegee. Hy het vir haar gesê, waar is die wat jou veroordeel? Waar is die wat die klippe wil gooi? Waar is hulle nou? Toe sê sy, hier's niemand meer nie. Toe sê hy, ek veroordeel jou ook nie. Maar hoor gou die waarheid. Gaan en sondig nie meer nie. Hy het nie goed gepraat nie. Hy het haar reg gehelp. Maar uit hierdie stoel uit. Nie daai stoel uit nie. En dit julle is vir my, hy gee vir haar genade, hy gee vir haar die waarheid. So, nou, wat moet ek doen? En hierdie is nou ons land hierdie vliegtuig nou once and for all. Esteban, jy mag nie my preekboek kyk nie. Wil ek wen? Wil ek die fight wen? Of wil ek die persoon wen vir die koninkryk? Jesus het die persoon gewen. Maria Magdalena, 7 duiwels uit haar uitgedryf. Hy het haar gewen vir die koninkryk. Daar is soveel voorbeelde. Petrus, Paulus, kan ek vir jou nog noem? Dawid, Moses, Abraham. Ons kan deur die hele Bybel gaan. Ek kan vir jou eintlik al die karakters opsê. Praat ek uit liefde of praat ek uit hoogmoed en irritasie? Dis iets wat ek vir myself moet vra. Hoogmoed, irritasie, dis hierdie stoel. Liefde, vrug van die Gees. Is ek bereid om saam met jou te stap of weg te stap? Dis die verskil. As ek na jou kyk, ek wil saam met jou stap. Laaste een. Wys ek vir jou vinger of gee ek vir jou my hand? Is beter, hoor. Gee 5. Not 1. Dominique? 5. Uitdag en benei, John. Is ek afgunstig, provoking, jealous? Of wat gaan ek doen? Gaan ek byt en verskeer en verteer? Dis is om iemand te byt en te los, dan sal daar merk is. Maar as ek aanhou byt en aanhou byt en aanhou byt, doen ek baie skade. Want op 'n stadium gaan ek byt en uitdruk, soos 'n haai. En wanneer ek iemand verteer, daar is 'n metafoor wat gebruik word. Ek glo nie is kannibale hier nie. Maar ons is emosionele kannibale partykeer. Ons verteer mekaar, want ek ontneem jou, as ek jou aanhou byt en aanhou byt en aanhou byt en aanhou byt. Weet jy wat doen ek naderhand? Ek los sulke letsels op jou, dat jy jou selfwaarde verloor. Dat jy jou selfrespek verloor. Dat jy jouself verloor in jou wie mens wees. Dat jy nie meer in jouself glo nie, want ek sê vir jou, jy is nie goed genoeg nie. En ek wil vir jou vandag sê, dis wat hiervan gepraat word. Kom ons verteer nie mekaar nie. Ongelukkig as die tandepasta uit is, kry ek dit nie terug nie. Ek wil nie op die troon sit nie.
die regterstoel sit nie. Ek wil saam met jou sit. Wie gaan jy hierdie week 'n break gee? Dis miskien 'n goeie vraag. Die ou wat jy daar by die werk so nail, of die ou wat jou, dalk is dit andersom, ek weet nie. Die ou wat jy in jou gesin nail, die persoon agter wie jy praat. Daar's baie ander, né? Moenie skinder nie, moenie dit nie, gaan kyk hulle bietjie. Dis alles deel van hierdie punte wat ons vandag hanteer het. In plaas van om te byt, wie gaan ek hierdie week komplimenteer? Wie gaan ek oplig? Wie gaan ek optel? 'n Kind van die Here kniel langs iemand wat geval het. Nêrens in die Bybel staan daar julle moet mekaar seermaak nie. Nêrens staan daar julle moet mekaar se koppe was nie. Kom ons was maar mekaar se voete. Kom ons dien mekaar. Dis die einde van die mekaar reeks. So gaan doen dit aan mekaar. OK. Gaan mekaar. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons sê vir U baie dankie vir die reeks. Dis dalk eenvoudig. Dis 'n eenvoudige konsep wat ons maar oorgedra het. Maar Here, dit is so nodig, dit is so prakties, dit is so uit ons harte uit. Wat ons mekaar moet sê, dat ons mekaar moet herinner, dat ons mekaar se laste moet dra, dat ons mekaar moet lief hê, mekaar moet ondersteun, mekaar moet optel. Here, en U het ons vir mekaar gegee, en U het ons uitgesoek vir mekaar. En elkeen wat hier is, Here, mag Hawa Familiekerk se byeenkomste op Sondag, ons byeenkomste op ander dae, ons omgegroepe, ons bedienings, ons uitreike, ons wat ook al, mag alles deur U protect wees. Dat ons mekaar en ook hulle buitekant ons kringetjie, dat ons net ons liefde vir hulle sal wys, dat Hawa 'n plekkie sal wees, 'n lighuis sal wees, waar mense liefde ervaar en aanvaar word. Maak nie saak wie en wat jy is nie. Jy is welkom. Geef vir my genade, Here, dat ek 2 keer sal dink voor ek praat. Ek bid dit. Ek bid, Here, dat U my emosies in toom sal hou, dat ek nie sal byt nie, dat ek nie sal verskeer nie. Here, dat ek nie mense sal jaloers wees op, soos John vir ons geleer het, en envious is, en lelik is. En Here, dat ons nie mekaar sal oordeel nie, dat ons in die regte stoel sal sit, in die supportstoel. En wanneer ek sien, dat een van my vriende, of my familie, of my geliefdes, gestruikel het, dat ek langs hulle sal kniel, in plaas van 'n vinger hulle hand te gee, en te sê, ek tel jou op, in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap en die inwoning van die Heilige Gees, in elkeen van ons harte. Amen.